Right, ons gaan begin vanaand, ons praat 'n bietjie vanaand verder oor keuses. Ons het nou al 'n paar weke nou vasgehaak by keuses en ons praat vanaand bietjie verder oor keuses, maar ek sal graag wil hoor, juis by Checkers of by Spar, waar julle ook al graag julle besigheid doen, en al die kruideniers is nou al deur die kassiere en opgelei, en toe jy in jou handsak kyk of in jou broeksak kyk, toe besef jy jou beursie, jou kaarte, jy het niks daar nie. Wat gaan jy doen? John, what are you going to do? Very easy. Tell her I'm going to the car to look for it. En dis ook nie in die kar nie, dis by die huis, John. Nee, maar ek is klaar by die kar, so ek ry. Rina, wat gaan jy doen? Nee, ek sal net daar sê, delete. Sien julle later. Delete. Sien julle later. Okay, maar dis 'n hele trolley vol is al, wat gaan jy doen? Phone 'n vriend. Phone 'n vriend. Okay, Marius, kom help. Marius, wat gaan jy doen? Ek gaan met my vrou bel. Nee, ek sal vir die kassier vra, hulle moet net vir die bestuurder vra, as hy nou die aand kom koffie drink by ons, dan sal ons ons sommer betaal. Ja, jy ken ons almal daar, so Marius is net onder die burgemeester daar in Sedgefield, hy ken almal. Robert, wat gaan jy doen? Dit het al met my gebeur, hoor. Dat ek die klomp goed op deur die kassiere gestuur het, en toe ek my kaartjie vir hulle gee, toe wil die kaartjie nie werk nie, en ek weet daar's geld in die kaartjie, maar hy wil nie werk nie. Toe phone ek maar 'n vriend, en toe moet die vriend my kom help. Het jy gekom, Gerda? 'n mens voel soos 'n aap, hoor. Ja, Gerda, wat gaan jy doen? Wel, as dit gebeur, vra ek net baie mooi om verskoning. Dis dit. Ek sal vir hulle sê my huis is bietjie ver, as julle bereid is, ek kom terug want dis goed wat ek wil hê. Maar anders is baie jammer. Ja, nee, dan loop ek. Het al met jou gebeur? Dit het, hoor, maar dit was sleg, want ek onthou, kyk, ek en Anita het altyd gaan inkopies doen, ek wil sê, dan koop ons 2 trollies vir die maand, nee. Ja. En ja, so om daai te gaan oorkoop, want dit vat 2 ure om te koop. Om dit te gaan oorkoop is nie moontlik nie. En so nee, phone 'n friend, definitief. Ja, okay. Nee, kom bring. Gaan soek en bring. Ja. Meisie, wat gaan jy doen? Jy kan nie 'n vriend phone nie, want jou man het nie geld nie. Ons nou by Spar, is ons by Checkers, waar ons enige... Ons het nou 2 trollies gekoop. By Checkers. By Checkers. Dan sal ek vir hulle sê, laat die 60 ouens dit kom laai, en dan doen ek 'n EFT betaling, dan ry ek maar huis toe, en hulle kom agterna. Okay, Ja. alright. Okay, Estel, wat sal jy doen? Ek sal maar net met 'n rooi gesig staan en sê sorry. Ja. Anita, het dit al met jou gebeur, Anita? Ag, dit het al baie goed met my gebeur, erger. Daai is niks erg nie, daai is vir hulle 'n lied. Hulle sal so bly wees as ek vir hulle sê ek gaan my kaart haal, dan maak hulle toe en hulle sit lekker agteroor en wag. So, maar ek is te ver mos nou om gou-gou 'n vriend te phone of om my kaart te gaan haal of ietsie, so ek het ook nou al baie goed oorgekom, maar ek sal maar net dit daar gelos het en gery het en 'n ander dag weer probeer het. Maar wat ek net vinnig wil noem wat wel gebeur het is, en ek weet nie of dit al met iemand gebeur het nie, is die oomblik toe ek my kaart swipe, toe gaan die system, hulle die rekenaar af. En dadelik weer aan. Maar daai hele restart vat 20 minute. En dan so hulle kon nie, so al het ek op my kaart kon sien ek die geld is af, kan ek nie my goed vat en loop nie, want hulle masjien is so gestel om die geld eers te reverse, en dan moet ek dit weer swipe, so ek moes daai 20 minute daar wag, en elke minuut raak ek al kwaader en kwaader. Maar Wynand, jy ken jou vrou, sy raak nie maklik kwaad nie. Ja, jy moet daar sien by 'n til.
Ja, ek het customer service gebel, alles. Dit was Sy oortref my by verre. nie vloek en skree Why tipe not? van vloek nie, maar uitsorteer. Soek hier is 'n ding wat moet verander. Kom ons praat daaroor. Wynand, wat gaan jy doen? Eerste wat ek sê dis ek sê die mense wat agter my staan vra om gou vir my nog 'n bak roomys te gaan haal en daai met my pak dit en dit gaan haal en dan vat ek daai pak van 18 toiletpapier en maak ek dit oop en gooi ek dit in die lug en op hardloop ek weg. Tannie Wilma, dit het Tannie al gebeur. Nee, nie by 'n kruidenierwinkel, maar as dit met my gebeur het, sal ek net sê, hou dit net, ek kom nou, ek gaan net gou huis toe, want ek bly nie ver van Spar af nie, en ek gewoonlik doen ek my inkopies by Spar, maar dit het met my gebeur, nog toe ek nog 8 in my 20's was, het my pa en my boetie gaan rugby kyk en ek het vir my ma gesê, ma, ek steek jou by die Burger Box, dis 'n Roadhouse wat nou al jare een vereniging, maar hulle is nou toe. Sy sê, okay, reg, en ons gaan Burger Box doen, ons wil betaal, toe het ek my beursie by die huis vergeet. Iemand het dit met my ook al gedoen. Ek gaan nooit weer met jou nie. Al gelukkig, onder in die straat, by dieselfde straat, was daar 'n vrugtewinkel wat ons altyd ons groente en vrugte en al dit gaan koop het. Toe gaan leen ek gou geld by hulle daar, want ons ken nou toe die eienaars en hulle almal baie goed, en toe het hulle vir my die geld geleen, toe betaal ek net vir hulle terug, maar ek het so staan. My ma sê, ek gaan nooit weer saam met jou uit eet nie. En jy? Ja, ek dan vra Andy, wat sal ek doen? Nee, ek sal ook maar net sê sorry en ek sal met 'n rooi gesig daar staan en dan sal sê of julle gaan toemaak en vir my wag dat ek my kaart gaan haal of gaan soek of wat ook al. Maar ja, dis 'n krisis. Ons praat 'n bietjie oor keuses en ons praat vanaand spesifiek dis 'n keuse om lief te hê. Dis 'n keuse om lief te hê en is 'n keuse om te vergewe. So ons gaan net oor hierdie twee goedjies praat, maar voor ons daarby kom ons kyk wat sê Romeine 3 vers 23 tot 24. Stel as jy vir ons Romeine 3 vers 23 tot 24 kan lees. Want almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Okay. Die eerste versie sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ja. Vir my is dit iets wat so relevant is in die tyd waarin ons lewe, veral met kruisiging. Die kruisiging was nodig, want almal van ons het gesondig. Maar dan kom vers 24 en hy sê, ons het God se geregtigheid ontvang. Ons het al die hartseer en pyn en al die lelike dinge wat gebeur het die Here ons regverdig verklaar. As jy 'n bietjie kyk na hierdie vers hier, Romeine 3 vers 23 tot 24, as jy kyk na die Paasnaweek, die kruisiging en die opstanding, wat staan vir julle uit? Wat staan uit oor hierdie lang naweek? En sê, vir my persoonlik staan hoop uit. Daar is hoop, daar is hoop, daar is hoop. Wat staan vir julle uit, Marius? Ek dink die geweldige krag wat daar is in God. Groot krag van God. Lisel, wat staan vir jou uit? Die feit dat ek dit nie verdien nie, maar hy is genadig. Ek verdien dit nie. Ek verdien nie dit nie. Rina, wat staan vir jou uit oor die Paase? Deur Christus is alles moontlik. Alles is moontlik. My vriend John? Forgiveness. Forgiveness. Vergifnis. Robert? Die graf is leeg, hy het opgestaan.
graf is leeg, hy het opgestaan. Die grootste vyand van die mens, die dood, is oorwin. Gerda, wat staan vir jou uit oor hierdie Paasfees? Dit begin by hoe ongelooflik iets wat Jesus gedoen het. Deur wat het hy gegaan en dit vir ons wat dit eintlik nie verdien nie. Ons moet self daar gewees het en hy het dit vir ons gedoen. Ja, en natuurlik die graf is leeg. Dis absoluut so. Amen. Amen. Salome? Genade, God se genade. God se genade. Meisie? Ek sal sê liefde. Liefde. Sissie? Ek sê sy liefde vir my. God se liefde vir jou stel. Anita, as jy kyk na hierdie naweek, wat staan vir jou uit? Ek dink die grootste ding wat vir my uitstaan is, dit waar deur Jesus moes gegaan het, soos Tannie Gerda sê, die lyding, die vernedering, en hy het deurstaan, hy het volgehou, en hy het dit volbring vir ons, sodat as hy dit nie gedoen het nie, sou ek sê, sou ons nie kon hemel toe gaan nie, so ons het hierdie groot geskenk ontvang deur sy opoffering. Amen. Die ewige lewe, Wynand? Wat het hierdie naweek jou herinner aan? Dieselfde Gees met die Here laat opstaan het uit die dode uit. Dieselfde Gees is in ons om lewe en dood uit te spreek en dinge te verander in ons eie lewe. Amen. Gees. Dit sê Romeine, the same spirit that dwells in you, it will quicken your mortal body. Dit sal ook opstaan. Tannie Wilma? Ek stem saam met God se liefde, sy uiteindigende liefde vir ons, dat hy op die kruis vir ons gesterf het, om ons sondes te vergewe. En kyk wat doen ons vir hom elke dag partymal. Ons staan nie op vir ons het nou die ding gepraat oor Christendom en soos soos die moslems en ek is nou nie teen elke, maar as 'n moslim op 'n Vrydag of 'n Hindu as hulle Vrydag kerk toe gaan, hulle maak nie saak nie, maar ons as Christen, ons maak op 'n Sondag oop, ons maak op 'n Kersdag oop die winkels en op Goeie Vrydag, en hulle doen dit nie, hulle sal dit nie doen nie, hulle staan op vir hulle geloof. En as dit Eid of wat ook al is, hulle maak toe. So ons ding is nie die Here se liefde nie, vir ons nie. Verseker. Ek dink as kind het ek baie keer, dan luister mense na die kruisiging en mense dink aan en jy word kwaad vir sekere mense. Is dit net ek of het julle ook dat baie keer was julle ook al vies vir Judas omdat hy vir Jesus verraai het? Beslis. En wat dink julle van Petrus? Hy was net bang. Hy was net bang. Maar jy nie ook, ek het altyd gedink, kom aan Petrus, jy wat so sterk is, wat se bangigheid is dit nou met jou? Maar die persoon wat ek die meeste van nie gehou het nie, weet julle wie was dit? Barabbas. Niemand hou van Barabbas. Want almal het gesê, kruisig hom, Barabbas moet vrygelaat word. Is dit nie so nie? En hierdie Paas het ek ietsie gelees, en ek is seker julle het dit ook gelees. Daar's geen verskil tussen my en Barabbas nie. Ek moes ook aan die kruis eintlik gehang het. Maar Jesus se liefde het my gedra. Okay, enig iemand iets sê oor hierdie gedagte? Kan net byvoeg by Barabbas, het iewers gelees, Barabba is eintlik maar seun van pa. So is eintlik maar enige mens, want ons is 'n seun van
jou pa. So dis ons almal. Ja, en verder Anita sê hulle dat Barabbas was Jesus Barabbas. Hy was ook Jesus, soos Jesus van Nasaret was hy Jesus van Barabbas. So altyd was hy Jesus gewees. Maar ek was altyd vies, weet, hierdie man, hulle het Jesus gekruisig ter wille van hom. Jesus is gekruisig ter wille van Louis se sonde. Ek kon nie my skuld betaal het. Jesus is gekruisig vir my. Alright, kom ons kyk bietjie. Ek kies om lief te hê. 1 Korintiërs 16 vers 4, Salome. 4 of 14. Ag nee, maak dit 14. Jy kry 'n 14 vanaand, nie 'n 4 nie. Laat alles by julle in liefde geskied. Kom ek vra die vraag, Salome, of vir almal van julle, wat is liefde? Liefde is daardie gevoel as jy onder 'n koue stort inklim en dit word Wat is liefde? Robert, jy wat die wysste is van ons almal, wat is liefde? Liefde is om te gee, jouself te gee, en om nie terug te verwag nie. Stem jy saam, Wynand? Ja, ek dink liefde is 'n ding wat alles wat verkeerd is vergewe en verby dit kyk. Ek weet nie, so tipe van. Nou, Anita, hoe het jy nou gebeur om so plaasboertjie lief te kry? Wat het gebeur? Jy koop 'n wit perd en dan gaan al ja. Was dit 'n wit fort? Ja, nee, ek dink love is blind, maar dit is hoekom mens verlief is, dat jy nou eers verby al die foute kyk en kan lief word vir 'n persoon in die begin. So ek kan nie, Okay, so verliefdheid is blind. ja, hy's glad nie wat ek wou gehad het. Maar hy's nou Toe ek 'n jong dogter was, op die oog af het ek nie dit in hom gesien nie, want hy is baie loud en funny en is net grappe, maar dit is toe nou dis toe nou glad nie net dit nie. So en nou verruil jy hom nie vir die man op die wit perd nie. nee. John, is liefde emosie? Natuurlik. It's got emotion. Okay. It's emotion. Okay. So jy kan nie liefde aan en af sit nie. Nee. Lisel, stem jy saam? Nee, ja, ek stem saam. Ek dink ook liefde is 'n keuse. Liefde is 'n keuse. Wat sê Galasiërs 5 vers 22? Wat is liefde? Moet ek gaan kyk. Nee, ek weet nie. Marius kan namens jou dit sê. Patience, kindness, faithfulness, self-control. Is daai. We gaan hom eers stadig dan nie. The fruit of the spirit is Faithfulness, kindness, nee, patience, dan nie. The fruit of the spirit is love. Ja, okay, ja. Maar dis al Okay. dis Ja, al maar- fruit spirit. Is dit So, nie? is 100% saam, dan ek stem 100% saam. Maar die liefde is die vrug van die gees. Ja, okay. Liefde is die vrug van die gees. Nou kom die Bybel sê en hy sê alles wat ons doen, moet ons uit liefde uitdoen. Okay. John, hoekom vat jy vir Rina môreoggend koffie in die bed op 'n vakansiedag? Ek doen dit anyway, elke oggend. Hoekom? Wat sal die motief wees dat 'n man soos jy, so 'n pragtige jong man soos jy, so vroeg in die oggend opstaan en vir haar koffie in die bed vat? Om maar wakker te kry om uit die bed uit te klim. Ja, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Dit werk.
Robert, hoekom gaan jy nou vanaand Gerda se voete room smeer? Oh, So laat sy my nie krap as soos die wedloop. Okay, ons begin volgende week met 'n huweliksberading op hierdie Okay. Ons motief is liefde. Ek is lief vir Annelie. Ek is lief vir haar. Ek gee Dis hoekom sy kry nie koffie in die bed nie. So nou en dan. Ek gaan Right. Ja, ek dink wanneer ons iets doen met ons vra, wat is die motief? En weet julle wat? Die meeste van goed wat ons doen, en nie julle nie, ons, né, die mens, doen dit as gevolg van jou eie sak. John sal vir jou sê in besigheid werk dit so, as jy na iemand kyk, dan kyk jy rand en sent. Wat kan hierdie ou toevoeg tot my besigheid? Reg of verkeerd, John? Reg. Maar dan kry jy nou 'n man soos Marius, wat vir die hele wêreld internet gee, maar hulle betaal hom nie. Hoekom doen Marius dit, Lisel? Want hy kan. Hy wil. wel. Sê dit so sag soos Lisel, want hy kan. Jy sien, daar's 'n verskil tussen 'n geharde besigheidsman en Marius. Marius doen besigheid en dit word gedryf deur liefde. John doen ook besigheid en dit word gedryf deur liefde en baie van ons word gedryf deur liefde. Dit gaan nie net oor geld nie. Dit gaan oor sy passie, liefde. En nou kom die Bybel hierso en hy sê in 1 Korintiërs 16 vers 14 en enigiets wat jy doen. Hier is die toets. Hoekom het ek dit gedoen? En as ons nie by die punt kan kom, ek het dit gedoen as gevolg van liefde nie, is dit 'n klinkende simbool. Wat sê julle hiervan? Salome. Ek stem. Jesus het ook gesê, uiteindelik gevra, wie van ons sal ons lewe gee vir ons vriende? So lief het hy ons gehad. Dis Romeine 5. Dis in Romeine 5. Kom ons kyk wat sê Filippense 2 vers 3 tot 8. Wie het nou verdwyn? Iemand het nou verdwyn. Dan die Wilma het verdwyn. Okay. Robert. Ja, daar staan die Wilma nog. Robert het verdwyn. Daar's Robert. Daar's Robert. Hulle was daar's Robert hulle nou terug. Okay. Okay, Gerda, net omdat jy wil verdwyn. Filippense 2 vers 3 tot 8 asseblief. Filippense 2 vers 3 tot 8. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie En jy moet stadig lees, Gerda, en jou vrou se voete room smeer. Jy moet dit inlees, sonder laat sy hoef te vra, sonder laat sy hoef te vra. Okay. Vers 4, Gerda. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jy vers 9 ook, ekskuus. Vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. Wat? 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sorry. Dankie Gerda. Wat was Jesus se motief? Hoekom het hy aarde toe gekom? Was hy bang vir die Vader?
Nee. Het hy 'n hoër plek gekry in die goddelikheid as gevolg van dit? Hy was alreeds God gewees. Ja, hy het 'n naam gekry bo elke naam, maar hy het nie hoër in gestalte gegaan nie. Hoekom het hy aarde toe gekom? Om te dien. Om te dien? Hy het 'n Wat was sy liefde. motief? Ekskuus Robert, praat jy? Hy het uit liefde uitgekom om die sondebok te word vir ons, sodat Hy hy sonde kan dra, ons sonde kan dra op die kruis. het die sondebok geword vir ons. Want so lief het God die wêreld gehad. En hy het dit vrywillig gedoen. Dit was sy keuse. Niemand het hom gedwing om aarde toe te kom. Niemand nie. Niemand het hom gedwing om aan die kruis te gaan hang nie. Niemand nie. Hy wou dit doen. Liefde is 'n keuse. Is 'n keuse. Kom ons kyk wat sê, ekskuus, iemand iets sê oor Filippense 2 vers 3 tot 8? Iemand iets byvoeg? Kom ons kyk wat sê 1 Timoteus 5 vers 1 tot 2 asseblief meisie. 'n bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie. Yes, lees hom mooi, lees hom mooi. 'n Bejaarde man soos Louis Bronkhorst moet jy nie hard bestraf nie. Lees hom. Bejaarde. Maar vermaan hom soos 'n vader, jongeres soos broers, bejaarde vroue soos moeders, jongeres soos susters, in alle reinheid. Vers 3. Eer die weduwees wat waarlik weduwees is. Wat beteken vers 3, Salome? Ek weet nie. Hoe sê waarlike Lekker. weduwee nie? Lekker huiswerk daai. Dit was my nogal 'n die amp toe my vorige vrou oorlede is 'n weewenaar. Toe Ina oorlede is, was dit nogal vir my 'n ek het nie geweet dit het geklink oud. Dit het soos my ouma geklink, my oupa geklink. Dit was my baie snaaks geweest. Okay. Wat is die verskil tussen vermaan en veroordeel? Vermaan is reghelp, veroordeel is om te sê jy moenie dit doen nie, dan judge jy. Daar kom 'n mooi woord in judge. Veroordeel. Wat is die verskil? Marius, wat sal jy sê is die verskil tussen vermaaning en veroordeling? Ek dink vermaan is die reël sê so dit is wat die reël is. En jy doen nie wat die reël sê nie. Maar veroordeling is as jy die ou half met oneer aanpraat en sê dit is wat jy gedoen het en dit is nie reg nie. Jy het hom nie gewys na dit nie. Jy het hom amper half pak slag gegee oor dit. Okay, so veroordeling bring jy 'n straf ook in. Jy bring 'n straf ook in. Vermaaning is net 'n riglyn wat jy gee. Wynand, hoe voel jy daaroor? Nee, ek dink ek stem saam. Dis twee eintlik moeilike woorde om regtig mooi te beskryf, maar ek stem saam met wat Marius en die ander ook sê. Pastoor, kan ek sê, ek dink vermaaning is jy wys tog die persoon uit op foute, maar dis uit 'n hart van liefde uit, en dan veroordeling is net eenvoudig jy het dit verkeerd gedoen, word gestraf. John, hoe voel jy oor dit? Ek stem 100% Anita. Yes, you know what? It's not it's not up to us to judge, because we're not perfect. I don't know if I'm understanding what is it in English? Judge and reprimand. Yeah, reprimand. Reprimand is the one word and judge is Ja. the other word. My ma het my mos altyd pakslaag gegee, wat ek baie gekry het, en dan sê sy vir my,
sy doen dit uit liefde uit. Kom soen vir ma, as sy jou klaar geslaan het. Ja, ek moes, ja. Julle ma's moet dit nie doen nie. Julle maak die kinders kwaad. Ja. Ja. So, ek dink die groot verskil tussen vermaaning en veroordeling is die woord liefde. Die regter wat jou veroordeel, doen dit nie uit liefde nie, hy het 'n wet wat hy moet nakom en hy sê vir jou wat is die wet en dis die gevolg van die wet. Vermaaning is liefde. En so wanneer ons iemand probeer teregwys in die lewe, moet ons altyd die vraag vra, hoekom wil ek hom teregwys? Wil ek hom teregwys omdat ek 'n appeltjie met hom te skil het, of wil ek hom tereggee omdat ek lief is vir hom? Wat sê die dames? Gerda? Nee, ek stem saam. Vermaaning is wat jy dit op 'n baie mooi manier doen. En dalk dan nou raad gee. Maar veroordeling, dis nie vir ons om iemand te veroordeel nie. Dit net van die Here af. Daai veroordeling kom net van die eendag sal jy moet sê hoekom het jy wat gedoen voor die stoel van Die regterstoel, ja. Ja, staan. Maar dit is nie vir ons om iemand te veroordeel nie, want is dit nie ook vir die mate wat jy iemand veroordeel, sal jy veroordeel word nie. Jy mag dit nie doen nie. Iets gesê, meisie? Ja, ek dink 'n mens moet versigtig ook wees met vermaaning, want dit moet nie oor jouself gaan nie. Jy moet rede hê hoekom jy iemand maan, want gaan dit oor jou eie ego of gaan dit nou regtig oor, ons moet versigtig vir dit ook wees. Ja, ek dink as daai respek moet jy nooit verloor vir iemand anders nie. Ek dink wat Anneliese sê is baie belangrik. As jy iemand vermaan om in jou boksie in te pas, dan is dit veroordeling. Ja, stem. As dis my raamwerk, hoe dit moet wees, en as jy nie in hierdie raamwerk inpas nie, dan veroordeel ek jou, dan skryf ek jou af. Vermaaning gaan oor, wat is God se wil? Kom ek wys vir jou wat sê die Bybel, en dit is vermaaning. Kom ons kies 'n bietjie om te vergewe. Kan ons bietjie oor vergifnis praat vanaand? Mag ons, Rina? Ja. Okay, wat het arme John aan jou gedoen? John sê jy's jammer man. Wat? Ja, dit is. Sê net jy's jammer man, dan's alles weer reg. Okay, dit was nie John. Dit was 'n swaar middag. Ek sal liewes vir jou kom kuier het. Oh gosh, please, ja, dit sou lekker gewees het. Dit sou lekker wees. Praat so moenie verder daaraan nie. Okay, so 'n keuse of vergifnis is 'n keuse. Yes. Kom ons kyk wat sê Lukas 23 vers 34. Lukas 23 vers 34. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. Right. Sonder om nou in die griefsaamheid van die kruis in te gaan. Maar die pyn en die lyding en die feit dat hy gegeesel is en verniel is, trek hulle nou nog sy klere ook uit. Nou hang hy daar kaal. Sy menswees is heeltemal gestroop. En nou sê hy, Vader, vergeef hulle. En wanneer ons hierdie woorde hoor, dan moet ons onthou van waar Jesus gekom het. Hy is God. Hy was nie iemand wat net mens was nie, hy was God gewees. Hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou kom ons praat bietjie oor die gedagte, hoekom het Jesus gesê, Vader, vergeef hulle? Want die Here Wie wil, Rina? Want die Here ken ons hy ken ons en hy het besef dat op daai stadium met die mensdom nie geweet regtig wie hy is nie. Hulle het
Hulle het besef, maar nie regtig geweet, hulle is besig om dit aan die koning van alle konings te doen. Stem saam. Iemand nog iets sê? Hoekom het Jesus gesê, Vader, vergeef hulle? Hy het ons lief. Hy het liefde, dit was 'n keuse gewees. Op die kruis, terwyl hy in daai pyn is, het hy 'n keuse gemaak en gesê, Vader, vergeef hulle. Hoekom het hy gesê, Vader, vergeef hulle? Wie wil nog 'n bietjie hap in die koekie hê? Wynand, ek weet jy wil ietsie sê vir ons. Nee, ek dink hy het geweet dat ons doen dit uit onkunde uit. En hy het daar gehang en hy het haar vergewe. En hy wou gehad het God moes ook. En soveel woorde. Ek stem saam. Is dit nie die doel waarvoor hy gekom het nie, om vir vergifnis vir ons te kom pleit by God die Vader? Anita, jy vat dit nou so mooi vas, né? As hy nie gesê het, Here, vergewe hulle nie, was daar redding vir daai mense om die kruis gewees? Nee. Vir al hierdie mense wat hom so seer gemaak het en te nagekom het, was daar redding. Maar op daai oomblik spreek hy die Romeinse soldate vry, hy spreek die Sanhedrin vry, hy spreek vir Judas vry, hy spreek vir almal vry. Hy sê, Vader, vergeef hulle. Vergeef hulle. Tot die Romeinse wagte wat onder by hom gestaan het, wat duisende kruisings gesien het. En gewoonweg was die mense net suur. En die een Romein wag het mos gesê, hier's iets verskillend in hierdie man. Hy het nie haat in sy, hy het net liefde. Hy het net liefde. Come on. Weet jy wat gebeur as iemand my vloek? Wil julle weet? Nee, julle wil nie weet nie. Dan gaan julle volgende Sondag nie weer kom nie. Ek het 'n mooi woord vir hulle. That's nice. Dis die ou tannie wat voor die laaitjie ingery het en toe gee hy vir haar daai 2 vinger teken. Toe sê sy hoor nie, sy het vir ons sommer 3 vingers gewys. Of 'n hele trosie. As iemand my vloek, dan vloek ek hom nog erger terug. Come on. Nee. Ek sien hom net, soos dit nou die dag met my gebeur het. 2 jong mense loop, ek het daai vroukie amper gestamp. Ek het dopgehou, wat gaan sy doen? Sy loop amper voor my in, en ek druk toe op die hoeter, en hulle loop so weg en praat, en toe wys sy vir my een van die groot vingers van haar, soos ek sê, ek net vir hulle geseënde dag, hoor? So, ja. En dis wat Jesus se gesindheid is. Want as Jesus nie gesê het nie, en ek leer dit moeilik, as die taxi voor my inry, en dan is ek maar vinnig om op die hoeter te klim, ensovoorts. Maar ja, Jesus sê, vergeef hulle. Want as hy hulle nie vergeef het nie, was daar nie redding vir hulle siele nie. Kom ons kyk na die volgende ene, Handelinge 7 vers 59 tot 60 gestel. Kan ek gou iets sê daaroor? Oor wat ons nou gepraat het? In Engels sê hulle, 2 wrongs don't make a right. So dit help nie. Dat julle, 2 wrongs don't make a right. In Afrikaans sê hulle, as jy reg is en ek is reg, gaan iemand nou doodreg wees. Mooi man. Kyk na Handelinge 7 vers 59 tot 60 gestel. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Kyk, dankie Stel. Hoekom het Stefanus hulle vergewe? Jesus het hulle vergewe, dat hulle tot redding kan kom. Hoekom het Stefanus hulle vergewe? Nou, Stefanus is besig om te preek, en hy dra die evangelie oor, en hier gryp hulle hom buite kan die stad, en hulle gooi hom dood met klippe, en hy sê, Vader, vergeef hulle. Hoekom het Stefanus hulle vergewe?
Dink hy wou nie met 'n wrok in sy hart hemel toe gaan nie. Ek meen hy het die Here dat gesien op daai oomblik en hy het geweet waar hy nou op pad is. En hy wou net losmaak. Wat was Stefanus se hoofdoel hier op aarde? Was dit nie om te dien nie? Wat is ons doel hier op aarde? Ja, ons doel op aarde is om God te aanbid, maar ons doel op aarde is om 'n verskil te maak, om te dien. Practice what you preach. Yep. Ek kan nie vanaand sê vir julle dat kom ons leef in liefde en alles wat Louis doen, doen hy in liefde nie, maar ek wil nie iemand vergewe nie. So die feit dat Stefanus hulle vergewe het geloofwaardigheid gegee aan sy bediening van versoening. So, maak dit sin. Marius sê jy op bietjie ietsie, toe jy kruip, vir my kruip jy weg, ek sien net jou oor. Daar's hy. Ja, dat is waar. Ek dink die ding ook met Stefanus is, hy het sy hele getuienis het hy nou gegee vir van dat hy begin het, en deur nou op die einde dit net met een slegte ding tot niet te maak, sou al sy werk tot niet gemaak het, heeltemal van die begin af. Mooi gesê, Marius, yes. En een verkeerde daad sal die mensdom vir die res van sy lewe teen jou hou. As Stefanus daar uitgehaak het en hulle begin vloek het, dan het hulle dit opgeskryf en gesê, ja, net soos ek gesê het, dis mos hoe 'n Christen is. Dis hoe 'n Christen is. Nog iemand iets sê? Kom ons kyk, wat sê Matteus 6 vers 12. Nou, hoeveel keer moet jy jou vrou en jou man vergewe? Tannie Wilma wys 7 maal. Die vrou moet die man 70 maal vergewe en die man moet die vrou 7 maal vergewe. Die man is die hoof van die huis, hy kry 'n bietjie afslag. Wat is die resep? Wat is die resep van vergifnis? Wat is die resep van vergifnis, Salome? Matteus 6 vers 12. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Wat is die resep, sal jy sê? Vergewe, soos Jesus ons vergewe. En omgekeerd, as ons hom nou teruglees, sê ons, Here, vergewe my, soos ek my skuldenaars vergewe. Het ons God se vergifnis nodig in ons lewens? Ek het. So Here, met dieselfde maat waarmee ek mense vergewe, moet U my vergewe. Asseblief nie. Dis wat die Bybel sê. Salome, lees hom weer. Dit is wat die Bybel sê. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. So die manier hoe ek optree teenoor my skuldenaars, so moet God optree teenoor my. Ja, maar wie van ons op hierdie groepie vergewe? Net Robert. Soos God, Net Robert. ons wil hê God moet ons vergewe. Dis die formule. Ek kry skoon warm. Skoon warm. Dis 'n Wynand. Ek kan ons, as die ou my kwaad maak, kan ek hom slaan en dan vergewe ons mekaar mos daarna. Jy het 'n Dan is die vergifnis soveel makliker. Jy redeneer soos die ou wat sê, man, ek kan Sondag, ek gaan genade kry by die Here. Jy net nie vra om vergifnis later. Hierdie gedeelte is nogal vir my, soos Annelies sê, laat my dink. Here, dieselfde mate wat ek vir Salome vergewe. Salome het niks aan my gedoen nie, dis om ek haar se voorbeeld gebruik. Dieselfde mate wat ek Salome vergewe, dis hoe jy my moet hanteer. Eina. Maar dis die resep.
Dis die resep. Enig iemand iets sê oor hierdie gedeelte van Matteus 6 vers 12? Ek wil net sê, mense sê graag, ja, ek vergewe jou regtig, maar ek sal nie kan vergeet nie. Binne in jou sê jy, maar jy sal nie kan vergeet nie. Maar Jesus sê, hy vee dit uit, hy dink nooit weer daaraan nie. So, ons moet regtig, ek moet regtig vir die Here vra, Here, as ek vergewe, help my om te vergeet ook. Want hy vee alles uit, hy dink nooit weer daaraan nie. Stem 100%. But if you don't forget and forgive, if you only do one part and not the other part, you're still carrying that person's cross on your back. Amen. Amen. Daai man moet jam kry vanaand op Romeis. En as jy vergewe, maak jy jou kruis ligter. Jy maak jou las ligter. Vergifnis is 'n keuse. Dis nie 'n opsie nie. Dis nie of ek dit gaan doen nie, doen dit net. Just do it. Iemand opmerking? Kom ons sluit af. Waar is ons tyd? Is ek nog in tyd, Marius? Ek het nie tyd hier voor my. Ek is nog in tyd, dankie. Hierdie Paasfees het vir my uitgestaan rondom een skrifgie. En dis Johannes 3, vers 16 tot 17. Rina, sê vir ons lees asseblief. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar deur die wêreld deur hom gered kan word. Jesus het aarde toe gekom, nie om verlooi te veroordeel nie, maar om verlooi te red. Dis die rede. Dis al rede. Fluit. My storie is uit. Marius, kan ek vir jou vra vanaand om 'n round robin te doen? Ek is nie lekker so met die gesigte nie, en dan net almal 'n bietjie hoor dat hulle terugvoering gee oor vanaand. Okay, ons begin sommer daarso by Wynand en Anita. Ons is reg, dankie, of ek is reg? Ek is ook reg, dankie. Hy luister na sy vrou, daai man. Tannie Wilma? Ek is reg, dankie, maar ek wil 'n staaltjie vertel oor liefde. My een vriendin wat ek saam mee na seun toe gegaan het vir ete vandag, 'n vriendin vanaand haar gebel om pa nou te gesê gelukkige Paasfees, en sy hoor 'n stemmetjie, I miss you, I love you, en sy sê, who are you talking to, want sy is nie getroud nie, sy sê, ou jong nooit, sy sê, maar koffie, sy het koffie opgegee vir leidingstyd vir 40 dae, sy sê, maar koffie, I love my coffee. Ek is ook lief vir my koffie. Rina? En is reg, dankie. John? Shanana. Salome? Reg, dankie. Robert? Ek dink net dit is baie makliker om te vergewe en te vergeet as om 'n wrok heeltyd saam met jou te dra. Ek dink dit maak 'n mens siek en dit maak jou dood. Amen. Ja, dis waar wat Robert sê, die ander persoon teen wie jy dit nou hou, en dan word jy siek, hulle het al vergeet, hulle gaan aan, hulle voel 'n veer, hulle gaan aan met hulle lewe, en intussen hou jy hierdie ding, en ons moet dit nie doen nie. Maar ek wil ook net sê, hierdie naweek was, dit het net weer so teruggebring, weer net nuut gemaak, wat het Jesus vir ons werklik gedoen. En dan is 'n ou so ongelooflike hartseer om te dink daar's soveel mense wat dit nie besef nie, wat nog steeds blind is oor wat Jesus regtig vir ons kom doen het. Estel? Jy het te vinnig gepraat of die knoppie te vinnig gedruk, Estel. Dus ek neem aan daar's niks nie. Dis reg, dankie Marius.
Lief. Ek dink ek's reg. Ek dink net ons weer eens sy genade is onbeskryflik groot. Dit breek nog steeds my brein. En dan, ek gaan nou my gedeelte sê, dan is dit nog net julle twee wat oorbly. Ja, die keuse van liefde en van vergifnis word my saamgevat in die woordjie van eer, om die mense rondom jou te eer. Dit beteken ook om die mense rondom jou eerste te stel. Maak nie saak wat hulle aan jou doen nie, hulle kom eerste, want God het hulle gemaak en in jou lewe geplaas. God het ook die mense wat hy, of soos met Adam en Eva, geëer deur hulle te beskerm of te bedek toe hulle nou kaal was. En ek dink met Jesus het hy dieselfde gedoen om ons te bedek toe Jesus nou sy lewe gegee het. En dis nie omdat ons het verdien het nie. So die mense wat rondom ons kwaad doen, is nie omdat hulle dit verdien nie, maar dit is wat God van ons verwag. En dan dink ek ook dat liefde is 'n woordjie wat baie gebruik word, en ek dink is maar seker 'n Vrystaatse woord, want hy word vir alles gebruik. Ek is lief vir alles. Maar daar's eintlik baie meer om daai woordjie. Daar's soveel meer energie en emosie aan hom as wat dan net die woordjie self is. Hulle moes hom eintlik 'n langer woord gemaak het, soos Bartholomeus of so iets. Jy het 'n moeilike woord om te sê, want dit is 'n moeilike ding om te beskryf. Maar hy moet om liefde te gee is 'n baie belangrike ding, en is iets wat jy elke dag moet gee. Dan gee ek oor na julle toe, Louis. Wat is liefie? Is daar ietsie wat jy wil sê? Ja, wat ek wil sê, ek luister na julle almal en alles klink vir my so maklik wat julle sê. In praktyk ondervind ek dit ongelukkig nie, ek is eerlik en ek kry skaam daaroor. Ek dink waaruit wat Marius sê, liefde, vergifnis en veroordeling loop vir my amper hand aan hand. En ons kan maklik praat van liefde. Baie maklik word jy veroordeel deur liefde. Maar wat ek besef, wat ek weet, is dat jou vergifnis moet so kom, dat dit jou verlos. Ek weet nie of dit vir julle sin maak wat ek sê nie. Vergifnis wat jy vir iemand anders gee, moet, wat is die woord wat jy altyd gebruik? Ek's lief vir jou. Ja, dit moet alles wees. As jy vir iemand, ek is supersensitief, en omdat ek 'n supersensitiewe mens is, trek ek my goed te veel aan. En is dit reg? Dis verkeerd. Om te sê ek is 'n sensitiewe siel, dis hoekom jy my seer maak. Dis verkeerd, dis nonsens. Vergifnis, dis wat saak maak. Maak nie saak wat na jou kant toe kom nie. As ons wil mense vergewe, soos God ons vergewe, dan het jy nie 'n sensitiewe kant nie. Jy vergewe voor jy seer kry. Ek weet nie of my redenasie verkeerd is nie, maar dis hoekom ek sukkel met vergifnis. Ek kan nie my tipe vergifnis dieselfde stel as God se vergifnis nie. Miskien is dit omdat ek 'n te groot sondaar is. Ek weet nie. Okay. Maar dit is my hap in die koekie. Ons kies om lief te hê. Ons kies. Ons kies om te vergewe. Ons kies om te vergewe. Kom ons praat gou gebedsversoeke. Ons tyd is omtrent daarmee heen. Marius, enige gebedsversoeke by julle? Nee, niks vir die weekie, dankie. Ons hou net vir oupa op. Rina, John, any prayer request? Dankie, het gaan goed met my sussie. En dan wil ek ook net vir John, dis ek my gemoeder 'n bietjie hoog gehardloop het vandag. Hy het geval en sy been bietjie seer gemaak, sy ligament, maar ek het geskrik, ek het
was eerlik geweest, ek het amper gedink, hy het weer 'n beroerte gehad, maar dankie Here, hy het nie. Maar ja, net laat sy been ook vinnig weer sal herstel, dankie. Hi, John. Anything from your side? Yeah, let's just Philly Fick. He's been taken up in hospital. They've made him comfortable now, and yeah, he's going home to be with the Lord. So yeah, let's just pray for the family, please. Maak so, John. Robert, jy iets van die dokter in Nelspruit gehoor? Nee, wat? Nog nou ons wag in spanning. Ons wag in opgewondenheid. Dit gaan gebeur. Wat moet gebeur? Ja. Iets anderste waar ons kan saam bid, Robert? Nee, wat dankbare harte. Dit gaan met ons goed. Die Here is goed vir ons. Ons is geseën. Ons kom niks kort nie. Amen. Gerda, iets van jou kant af wat ons kan saam bid? Soos Robert sê, dankbare harte en ja, ek is maar net, hulle gebruik maar baie keer daai verskoning, maar ek is mens en ek sal graag wil hê dat wat moet gebeur met Robert se behandeling goed, dat dit kan begin, want ons wil graag met die geboorte van ons kleinkind Wallis toe gaan. Ek glo die Here sal vir ons al die fondse voorsien en ja, want dit gaan veroorsaak dat sy behandeling moet onderbreek word vir 'n maand, 2 maande, maar glo dit sal ook goed reg wees. Maar ja, laat die mediese fonds hulle nonsens of wat hulle opinies ook al is laat staan, want hy moet tog hulp kry. Ek weet ons hulp kom van die Here, ja, maar die Here het ook die mens daar, dokters daar gesit en medikasie daar gesit om iemand te help. Maar dankbaar raad. Amen. Salome? Reinhardspleis? Asseblief, dis nou erger as ooit, asseblief. Ek gaan vir julle nog alles vertel. Asseblief, Reinhardspleis. Elke liewe persoon is. Ons bid vir Reinhardspleis. Dankie. Tannie Wilma? Too blessed to be stressed, too anointed to be disappointed. Dis my sin. Wonderlik, Tannie. Wynand, iets wat ons kan saam bid. Jy gaan hierdie week vir jou voete, né? Ja, pastoor, Dinsdag as Pretoria toe. Ja, ek dink as ons so 'n bietjie reën kan kry, dit is droog en as dit nou nog nie meer reën en dan beteken ons so bitter lang winter. Maar anders behalwe dit is ons baie dankbaar, met dankbare harte. Amen. Anita? Ook baie dankbaarheid. Amen. Here is groot. Sissie, iets van jou kant af? Dis reg, dankie julle. Wysie? Ja, ek wil graag vir my man op ons gebedslysie sit. Nie net omdat hy ons leier van die groepie is nie, maar vir die mens, sy mens wees. Ja, ek wil jou graag op ons gebedslysie sit. En vir ieder en elk van ons op hierdie groepie wil ek hê ons moet bid vir opregtheid in ons geloof, in ons liefde vir ons medemens, volkome vergifnis. Hierdie tyd, hierdie naweek het my weer so diep getref. Ons sit met ons aardse probleme, gesondheid, goed wat seer maak, goed wat aan ons vreet. Maar ons geskenk is so groot wat ons ontvang het. En ons bly op ons knieë en sê dankie vir onverdiende liefde, genade. Ja, dit is, ek wil vir ons moet vir elkeen van ons op hierdie groepie bid. Julle is so kosbaar, elke een is kosbaar. En hierdie kuiers met Louis aan stuur, ek kyk vandag na hom, hy het 2 preke gehad, hy het ons groepie se voorbereiding, niks is om te veel moeite nie, ure op die pad, maar hier sit hy,
ter wille van ons groep. Ek dink jy verdien dat ons lief hou. Kom ons bid saam, kom ons maak as oor toe dan bid ons. Hemelse Vader, dankie dat U 'n goeie God is. Here, U het ons harte gehoor vanaand. Harte is vol dankbaarheid. Dankie dat U vir ons gesterf het. En dat U die dood oorwin het en vir ons lewe gegee het. Here, ek bid vir elke persoon op hierdie groep, U het vanaand ons versoeke gehoor. Here, ek bid in die naam van Jesus, dat U by elkeen van ons sal stil staan. Here, van die stel daar in Middelburg af, U ken haar behoeftes. Heer, tot vir Marius hulle daar in Sedgefield. Here, elke persoon, waar het ook al is, Here, oor hierdie land, oor wêreldsgrense, niks is vir U onmoontlik nie. Daarom bid ek, Here, dat U ons genadig sal wees. Here, dat U ons versoeke sal verhoor, en ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Stel, ek dink ek het jou gemis. Het jy enige versoeke gehad? Het geantwoord, dankie Boeta. Het ek jou gevra? Ja, jy het hoor. Maar jy het niks gesê nie. Ek dink jy het my nie gehoor nie. Julle moet 'n wonderlike week hê. As dit die wil van die Here is, praat ons volgende week uit die Kaap uit. En ekskuus, dit gaan weer so op 'n klein skermpie wees. Ons lyk heelwat kleiner op die klein skermpie, maar maak nie saak nie. Ons kan na mekaar hoor en ek kan julle gesiggies al so halfpad sien. So ons praat as die wil van die Here is, praat ons volgende week verder. En ons gaan begin met 'n gedagte as die lewe nie meer sin maak nie. Bye. Geniet dit julle. Bye bye. Bye bye. Cheers.